En dan gaan ons na vers 31 van Psalm 104. Mag daar aan die roem van die Here geen einde wees nie. Mag die werk van die Here hom vreugde verskaf. Hy wat na die aarde kyk en dit bewe, wat die berge aanraak en hulle brand. Ek wil tot eer van die Here sing, solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing, solank ek daar is. Mag hierdie bepeinsinge van my vir hom aanneemlik wees. Ek wil my in die Here verbly. So die afgelope 2 Sondae het ons 'n bietjie saam gedink oor ons lees in die gemeente. Span die seile, God gee die wind. En ons het in die laaste 2 Sondae gekyk na span die seile. En die fokus het geval op ons as gelowiges en wat ons verantwoordelikheid is ten opsigte hiervan. Ons het gehoor dat die Here sy kerk geroep het nie om passief te wees nie, maar dat ons moet opstaan, dat ons moet uitgaan en dat ons die getuies vir Christus moet wees. En die beeld van die seilboot het ons gehelp om te verstaan dat die kerk nie gebou is om in 'n veilige hawe te wees nie. Soos 'n boot gebou is om die oop water te trotseer, is die kerk geroep om die wêreld in te gaan met die evangelie van Christus. Vandag kom ons by die tweede deel van die lese en definitief die belangrikste, die deel wat sê, maar God gee die wind. Want hoe noodsaaklik is dit ook al is om seile te span, gaan 'n boot wat sy seile gespan is, nêrens heen beweeg nie. Seile kan perfek vasgemaak wees. Die boot kan gereed wees vir die reis, die bemanning kan op hulle pos wees, die roete kan noukeurig uitgelê wees, maar as daar nie wind is nie, gebeur daar niks. Ons het klompie jare gelede het ons aan die ander kant van die dorp gebly, daar in Parkland, en wanneer die Round the Island jatreis begin het in Februarie maand, dan was dit ons gewoonte gewees om op Sondagoggend het ek en Lydia en die kinders buite op die stoepie gesit, en dan het ons na al die bote daar op die dam gekyk, en dan kon ons hoor hoe die aankondiger die mense opwerk vir hierdie groot reis wat nou gaan begin, en dan het die skoot geklap vir die wegspring. En dan het ons kerk toe gekom, en na kerk het ons huis toe gaan, as daar kom lê al die bootjies nog steeds net so. Want die wind het nie gewaai nie. En almal lê nog steeds by die wegspringstreep. En net so kan die kerk besig wees, sonder om regtig te beweeg. Ons kan planne maak, ons kan kommissies aanstel, ons kan aktiwiteite aanbied, ons kan selfs opgewonde raak oor ons visie en ons doelwitte binne in die kerk. Maar as God nie die wind gee nie, as sy gees nie deur ons werk nie, gaan ons nooit die vrug dra waarvoor ons geroep is nie. Psalm 104, ons teks vanoggend, herinner ons vandag aan 'n baie belangrike waarheid. Die psalmdigter skryf een van die grootste lofliedere in die Ou Testament. Hy kyk na die skepping rondom hom. Hy sien oral die hand van God, hy sien die berge, hy sien die see, hy sien die wolke en die diere en die mense, en oral ontdek hy die grootheid van die Skepper. En wanneer dit by die wind kom, dan praat hy nogal op 'n besonderse manier van die wind. Hy sê dat God op die vleuels van die wind ry, en dat hy die wind sy boodskappers maak. En vir die mense in die Bybelse tyd was die wind 'n ontzagwekkende ding gewees. Niemand kon dit beheer nie. Niemand kon dit opwek of stil maak, en die wind het gekom en hy het gewaai waar hy wou, en hy het gewaai soos hy wou, en soms was dit 'n sagte briesie wat 'n bietjie verligting gebring het. Ander keer was dit 'n stormwind wat verwoesting gesaai het. En die mense het maar klein gevoel voor die mag van die wind wat waai, maar die psalmdigter sien iets dieper. Hy sê die wind is nie 'n onafhanklike mag nie. Hy sê dat die wind is steeds onder die gesag van God. Die Here ry op die vleuels van die wind, sê hy. Die wind dien hom. Die wind is tot sy diens. Die wind gehoorsaam hom. En is asof die skrywer wil sê dat selfs die magte van die natuur wat vir mense onbeheerbaar lyk, is steeds onder beheer van God. En hier leef vir ons die groot troos vanmôre. Ons leef in 'n wêreld wat baie onstuimig kan raak. Ons sien hoe waardes verander, ons sien hoe mense al verder van God af wegbeweeg, ons sien hoe kerke leeg raak, en ons hoor van geweld en konflik en lyding en al hierdie dinge. En soms lyk dit asof die kerk klein en swak staan teenoor die magte en die invloed van die wêreld.
En dan kan ons baie maklik moed verloor. Maar Psalm 104 herinner ons vanoggend daaraan dat God steeds die Here ook van die wind is. En die kragte wat ons nie kan beheer nie, geliefdes, sê Psalm 104 vanoggend vir ons, staan steeds onder die beheer van God. Die omstandighede wat vir ons chaoties lyk, is nie buite sy hand nie. Is nie buite sy beheer nie. Hy lei steeds. En hy stuur steeds sy kerk volgens sy wil. En wanneer ons dan praat van God wat die wind gee, dan dink ons nie net aan die wind van die natuur nie. Dwars deur die Bybel word die beeld van die wind gebruik om die werk van die Heilige Gees en van God se Gees te beskryf. Dit is nogal opvallend dat die Hebreëse woord ruach kan vertaal word met wind, asem en gees. En die Bybel trek doelbewus so verband tussen die wind wat ons voel en die onsigbare werk van die Heilige Gees. Ons sien daar in die eerste bladsy van die Bybel dat die Gees van God oor die waters gesweef het. Voor sy skepping vorm aangeneem het, was die Gees reeds teenwoordig. Dan het ons 'n klompie weke gelede gelees, toe ons Esegiel 37 gelees het, oor die dooie bene in die vallei. Dat God se asem is ingeblaas in hierdie doodsbeendere en dit het lewe gekry. In die Nuwe Testament sien ons op die dag van Pinkster word die koms van die Heilige Gees aangekondig en die geluid van 'n geweldige rukwind het die vertrek gevul waar die disippels was. Dis geen toeval nie. En soos wat die wind onsigbaar is, maar tog kragtig werk, so werk die Gees van God binne sy kerk. Ons sien nie die wind self nie, maar ons sien die effek daarvan. Ons wat hier langs die dam bly, kan dit so mooi sien, wanneer die wind werklik waai, die golwe op die dam. Ons sien hoe die bootjies se seile bol staan binne in die wind. En op dieselfde manier kan ons nie die Heilige Gees met ons fisiese oë sien nie. Maar ons sien sy werk. Ons sien harte verander. Ons sien mense tot geloof kom. Sien gebroke lewens herstel. Ons sien hoop waar daar moedeloosheid is. Ons sien liefde waar daar voorheen net bitterheid was. En elke keer wanneer 'n mens die evangelie hoor en daarop reageer, is dit die wind van God se Gees wat waai. Elke keer wanneer 'n gemeente 'n nuwe passie kry en 'n nuwe vuur kry om Christus te dien, dan is dit die wind van God se Gees wat waai. Elke keer wanneer gelowiges die moed ontvang om oor Christus te getuig, ondanks enige teenstand, dan is dit die Gees van God, die wind van God wat waai. Maar hier lê ook een van die grootste gevare van ons tyd. Ons kan begin dink dat die uitbreiding van God se koninkryk hoofsaaklik van ons afhang. Ons kan begin glo dat die regte programme en die regte strukture en die regte strategieë die antwoord is. Natuurlik is goeie beplanning baie belangrik. Here gebruik verantwoordelike mense. Maar geliefdes, uiteindelik word die kerk van God nie deur jou en my bekwaamheid gedra nie. Die kerk leef deur die krag van God se Gees. 'n Boot seil nie vorentoe bloot omdat die bemanning daarop is nie. Dit beweeg wanneer die wind begin waai. Dink aan die disippels na Jesus se hemelvaart. Gebruik hierdie voorbeeld altyd in die Bybelstudies. Hulle het die opdrag ontvang om sy getuies te wees tot aan die uithoeke van die aarde. Dit was 'n geweldige taak. Hulle was maar 'n klein groepie mense sonder politieke mag. Hulle het nie invloed gehad nie, hulle het nie rykdom gehad nie. En as iemand hulle gekyk het, sou niemand gedink het dat hierdie 12 manne enigstens die wêreld kon verander nie. Maar Jesus het geweet wat hulle nodig het. Daarom sê hy vir hulle moet wag. Hulle moenie net uitgaan nie. Hulle moet wag. En toe die wind van God se Gees op Pinksterdag begin waai, het alles verander. Mense het tot bekering gekom, gemeentes is gestig, die evangelie het oor kontinente versprei uit 12 mense uit. Geliefdes, die geskiedenis van die kerk is niks anders as die verhaal van 12 manne wat hulle seile gespan het en God het die wind gegee. Dis niks anders nie. Dis die verhaal van die kerk.
En hierdie waarheid dit leer ons iets oor afhanklik wees. In 'n moderne wêreld bewonder ons om ons onafhanklikheid. Word geleer om jouself staat te maak. Self die antwoorde te hê, self beheer te kan neem. Die kerk is nie ontwerp om afhanklik van God te funksioneer nie. Die kerk is juis geskep met die eerste doel om hulle afhanklikheid van God te verstaan. Ek het vanoggend gehoor toe Kali dit genoem het. 'n seilboot wat afhanklik is van die wind, is nie 'n swak ontwerp nie. Dit beteken nie, hy is swak ontwerp nie. Inteendeel, dit funksioneer presies wat dit bedoel is om voor te funksioneer. En net soos die kerk, afhanklik van die Gees van God. Ons is nie geroep om in ons eie krag te leef nie. Ons is geroep om voortdurend op die Here te vertrou. En dit verander die manier waarop ons bid. Dan vra ons nie bloot net meer vir God, Here seën ons planne nie. Dan vra ons, Here lei ons in ons planne. Dan bid ons dat hy sy wil aan ons sal bekend maak. Dan erken ons dat ons sy wysheid nodig het. Dan bid ons later met oop hande, Here, gee u die wind, lei ons soos wat u wil hê ons moet gaan. Wanneer 'n seilboot deur die wind aangedryf word, wil ek hê ons moet mooi verstaan, dit begin nie net beweeg nie. Daar gebeur iets anders met dit. Dit kry rigting. Die stuurman moet voortdurend bewus wees van die wind. Hy kan nie eenvoudig net sy eie wil op die stuur afdwing nie. Hy moet leer om met die wind saam te werk. So werk dit in die lewe van die kerk, geliefdes. God se Gees lei sy mense. En soms neem hy ons na plekke toe wat ek en jy nie sou gekies het om na toe te gaan nie. Soms roep hy ons tot take wat ons nie self sou wou doen nie. Soms maak hy deure oop wat ek en jy nooit verwag het nie. Die vraag is daarom nie net of ons seile gespan is nie. Die vraag is of ons luister na die wind. Is ons bereid om deur God gelei te word? Is ons bereid om ons eie voorkeure en ons eie idees en planne ondergeskik te maak aan God se wil? Is ons bereid om te gaan waar hy jou en my stuur? En of ons nie bang om te wees vir storms nie. Storms gaan ons teekom. Dis 'n feit. Maar dan hoef ons nie bang te wees daarvoor nie. Want die Here wat die wind gee, is dieselfde Here wat die wind beheer. Die disippels het dit geleer op die see van Galilea. Golwe het hoog geslaan, wind het gewaai, hulle het gedink hulle gaan vergaan. Maar toe staan Jesus op. En hy spreek die wind aan. En die wind gehoorsaam. Die Here is steeds met sy kerk. Ja, en soms laat hy toe dat ons maar deur moeilike waters gaan, maar God laat ons nooit alleen nie. Die wind wat ons vorentoe dryf is dieselfde wind wat onder sy gesag staan. Daarom kan ons as 'n gemeente met vertroue vaar. Ons lese bevat eintlik 'n diep geestelike waarheid. Ons span die seile, maar God gee die wind. Ons verantwoordelikheid is om beskikbaar te wees, ons verantwoordelikheid is om gehoorsaam te wees, om te getuig, om te dien, om uit te reik, om lief te hê, om gereed te wees vir wat God wil doen. Maar die krag, die vrug, die groei en die vooruitgang van die evangelie kom van God. Mag ons daarom nooit op ons eie vermoëns vertrou nie. Mag ons nooit dink dat ons die koninkryk van God deur blote menslike inspanning kan bou nie. Mag ons eerder elke dag as 'n gemeente ons afhanklikheid van hom besef. Mag ons as 'n gemeente leer om met verwagting te leef. Mag ons ons seile gespan hou. Mag ons gereed wees vir die wind van God se Gees om te kom. En mag ons bid dat God sy wind deur hierdie gemeente sal laat waai, sodat ons met vreugde en met krag sy getuies kan wees. Want wanneer God die wind gee, gebeur dinge wat mense nie bewerkstellig het nie. Dan word gewone mense buitengewone draers van 'n buitengewone boodskap. Dan word die evangelie gehoor.
Dan word harte verander. En dan word Christus verheerlik. Aan hom behoort al die eer. Tot in alle ewigheid. Here, hier sit ons vanmôre. En opnuut wil ons net weer sê, Here, ons is beskikbaar. Ons is gewillig. Here, ons wil vanoggend uitroep, ons span ons seile, Here, as 'n gemeente, as u kerk, as u kinders. Ons bid, Heilige Gees, dat u daardie gespande seile sal volmaak met u wind. Ons bid, Gees van God, dat u werklik vir ons sal aandryf, sal voordryf om u wil uit te voer, om u koninkryk te laat kom. Here, help ons om te vergeet van ons eie wil. Help ons om te vergeet van ons eie voordele en dit wat ons graag wil bereik. Help ons om op u te vertrou. Dankie, Here, vir wat u doen. Dankie vir die Gees. Dankie vir die gemeente. En dankie vir die genade daarin. In Jesus naam. Amen. Gee geleentheid vir die offergawes, en dan sluit ons af met lied 280.